Hallo maats. Maats, weet julle wat is 'n spioen of 'n verspieder? Ek wil julle vertel van Trompie die spioen of speurder. Trompie was 'n slim seentjie met groot oë en vinnige voete. Hy het daarvan gehou om alles rondom hom fyn dop te hou. Eendag sê sy mamma vir hom: "Trompie, jy is so oplettend. Ek dink jy sou 'n uitstekende speurder gewees. Jy gaan 'n uitstekende speurder word." Trompie se oë het geblink. "Wat is 'n speurder, mamma?" vra hy nuuskierig. 'n Speurder of 'n spioen is iemand wat gestuur word om iets uit te vind. Hulle kyk mooi, hulle luister goed en onthou wat hulle gesien het. Dan kom vertel hulle vir al die mense wat hulle ontdek het. Trompie wou dit dadelik probeer. So sy mamma het vir hom 'n opdrag gegee. "Trompie, ek stuur jou na ouma hulle se kombuis toe. Gaan kyk hoeveel koekies in die koekblik is. Moenie dit vat nie. Kyk net en dan kom sê jy vir my, dan kom rapporteer jy terug." Trompie het sy speurderspet opgesit. Dis eintlik net sy hoedjie wat hy gedra het agterste voor en hy het weggehardloop soos 'n ware spioen. Hy het saggies geloop, sy asem opgehou toe ouma in die sitkamer was. En hy het saggies en stadig die koekblik se deksel gelig. 1, 2, 3, 11, 13 koekies, fluister hy. Hy het alles mooi onthou en toe teruggehardloop. "Mamma, ek het die koekies getel, daar is 13. Sy mamma glimlag. "Jy het jou opdrag voltooi, jy het soos 'n regte spioen opgetree, stil, versigtig en eerlik. Ouma het niks eers agtergekom nie." Maat, 'n spioen is iemand wat gestuur word om iets belangriks uit te vind en dan terug te kom om te vertel wat hulle gesien het. Hulle moet eerlik wees, goed waarneem en luister. En dis presies wat Moses vir die 12 verspieders gesê het om te gaan doen in die beloofde land. Moses het 12 mans gestuur om na die beloofde land toe te gaan en te verken. Dis die mooi land wat Abba Vader vir sy kinders beloof het, 'n land van melk en honing. Moses het gesê, "Gaan kyk hoe lyk die land. Kyk of dit vrugbaar is en bring sommer 'n paar van die vrugte saam terug." Maats, Abba Vader het reeds gesê die land is wonderlik. Abba Vader het reeds gesê dis 'n plek van melk en honing. Maar die spioene moes nie besluit het of hulle daar wil bly of nie. Hulle moes net gaan kyk hoe mooi dit is. Maar maats, ongelukkig het hulle meer na hulle vrese geluister. Hulle was bang na dit wat hulle gesien het, as na Abba Vader se belofte. Maats, Abba Vader het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet die meeste spioene gaan bang raak en sê, "Ons kan nie hierdie land inneem nie." Maar Joshua en Caleb het Abba Vader vertrou. Hulle het geglo dat Abba Vader se hand is sterker en is genoeg om hulle die land te gee. En toe die 12 verspieders na 40 dae terugkom het 10 van die 12 verspieders gesê, "Nee, ons kan nie daardie land toe ingaan nie. Nee, die mense is soos reëse en ons is soos sprinkane in hulle oë." Maats, maar net 2 spioene, Caleb en Joshua, het gesê, "Nee man, julle, kom ons vertrou vir Abba Vader. Hy het beloof." Net Caleb en Joshua het onthou wat Abba Vader presies gesê het. Abba Vader het beloof in Eksodus 23 vers 28, hy sal baie stuur om die reëse weg te jaag. Abba Vader het nie vir hulle gesê, hulle moet self die geveg gaan veg nie. Hy het gesê hy sal help en nie op 'n gewone manier nie. Hy sou baie stuur. En dis Abba Vader se geheime leer om die vyand bang te maak en hulle weg te dryf. So Caleb en Joshua het gesê, "Mense, moenie bang wees nie. Abba Vader is met ons. Kom ons vertrou hom. Hy sal vir ons veg." En maats, net soos Caleb en Joshua, moet ons Abba Vader se beloftes glo. En kan ons onthou, wanneer jy bang is, Abba Vader stuur sy hulp op maniere wat jy nie eers kan sien nie. Dalk nie met baie nie, maar met sy gees, met sy engele en sy vrede in ons hart. Maar die mense het nie geluister na Abba Vader se beloftes nie. Hulle het eerder na die bangstemme van die mense geluister om te sê, "Maar die reëse is so groot." Hulle het opgehou dink aan Abba Vader se beloftes. Hulle het gefokus op die groot reëse, nie op Abba Vader nie. En maats, net soos Joshua en Caleb, moet ons Abba Vader vertrou en gehoorsaam.
wil Abba Vader hê dat ons ook sal glo wat hy sê. Abba Vader wil graag hê, ons moet glo en vas staan op wat hy sê. Daarom moet ons nie toelaat dat ander mense se vrees ons bang maak nie. Maar ons luister na Abba Vader se stem, vertrou sy beloftes en volg hom, want hy is ons redder en hy is ons goeie herder. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat U 'n God is van wonders. Dankie dat U beloftes vas is en dat dit nie leeg terugkom nie, dat ons U kan vertrou in alles, dat U selfs bye sal stuur om die reëse uit die beloofde land uit te jaag. Dankie dat U met ons is en dat U die God is wat voorsien en dat U ons God is wat ons beskerm. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam. Vader, ek wil ook vra dat ons soos Caleb en Joshua net gefokus sal bly op U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam, die seun van Jotywaweh. Amen. Shalom maat.